Dit is tyd om my bankstate oop te maak, want Elizay Coetzee van Everest Advisory Services is hier om te gesels oor rentekoerse en jou finansies. Welkom terug by ons. Lekker om weer terug te wees. En is 'n baie belangrike onderwerp. So wat beteken die huidige rentekoers en daai neiging vir die gemiddelde Suid-Afrikaanse huishouding? Ja, so vir die gemiddelde Suid-Afrikaanse huishouding, hierdie afwaartse neiging is eintlik nogal 'n positiewe ding. Ja. Wel, as jy nou moet kyk na wat dit presies beteken vir hulle, is dat jy bietjie meer geld kan beskikbaar hê, omdat jou lenings dan eintlik goedkoper is, jou skuld goedkoper is. So hulle het so bietjie meer geld oor vir ietsie ekstra vir 'n bederfie of so, maar ook bygesê dit kan dalk ergens anders bestee word eerder om vir jou 'n beter uitwerking te hê op die einde van die dag. As jy dan nou na ander outjies bietjie kyk wat belê weet en die rentekoerse, dan kry jy 'n laer opbrengs. So dis nie noodwendig 'n goeie ding vir hulle nie, ja. En hoe kan mense voordeel trek uit 'n dalende rentekoersomgewing? Ja, so een van die voordele sal waarskynlik wees dat daar bietjie meer geld oor is dan nou om te bestee. So bietjie meer spaar, ekstra premies te betaal op jou lenings, daai tipe van goeder, sodat jy jou skuld bietjie vinniger kan afbetaal, afhangend van jou opbrengs wat jy natuurlik kan kry aan die ander kant nou weer om te kyk waar kan jy nou belê, en so. So daar's eintlik 'n wye spektrum van goeders wat jy kan oorweeg, maar om dit nou net te spandeer op iets lekkers is dalk nie die uitweg nie. Nou jy verwys nou na skuld. Is dit nou 'n goeie tyd om 'n mens skuld af te betaal of om eerder te belê? Ja. So daar is twee opsies wat jy kan oorweeg. So jy moet kyk na jou rentekoers wat jy natuurlik betaal. Ja. Dis miskien prima -1 of prima +2 of prima +8 of wat ook al jou rentekoers nou natuurlik is. En dan vergelyk jy dit met jou opbrengs wat jy wel kan verdien op jou beleggingsstruktuur waarop jy belê. En dan natuurlik ook kyk jy na jou tydhorison, met ander woorde, hoe lank gaan jy jy weet vir daai tyd kan belê, eerder as hoe lank jou verband natuurlik nog aan is. En wat beoog ons natuurlik, hoe lank gaan die rentekoerse afwees? So dis nie net 'n no-brainer om te sê, kyk, kom ons belê nou maar want die opbrengs is beter nie. Doen 'n tipe van 'n vergelyking. Laat jou finansiële adviseur ook vir jou vergelyking doen met amortisasietabel om vir jou te verduidelik. Jou skuld is soveel, dis jou premies wat jy ag, dis die skuld wat jy dan nou natuurlik in rente, of dis die rente wat jy natuurlik op jou skuld spaar, of dan 'n alternatief. As jy dit nou eerder sou aanwend op 'n belegging, dit is die opbrengs wat jy kan verwag. Dit is wel wisselvallig opbrengs, maar hy het 'n tendens om opwaarts te neig nou, want ons is dalk nou in 'n bullmark, of wat die geval kan wees. So daar's baie scenario's wat jy in ag moet neem, en by dit ook gesê, risiko-update. So, jy weet, jy kan nie dalk noodwendig vir 'n 2 jaar termyn hierdie tipe struktuur volg nie, jy kan dit dalk vir 6 maande volg, en dan moet ons bietjie aanpas. So dit is baie belangrik om dit kort te hersien, wanneer daar veranderinge in jou lewe plaasvind, nie net in die rentekoerse nie. Ja. Dan hersien so 'n bietjie asseblief, ja. Elizay, ek lees die afgelope ruk nogal redelik gereeld van die eiendomsmark. Ja. Hoe beïnvloed lae rentekoerse die eiendomsmark en ook iets soos verbandbetaling spesifiek? Ja, so jou skuld is mos nog goedkoper. Okay, so by dit gesê is mense is nie noodwendig geneig om die groter premie nog steeds te betaal op hulle verbande nie. Hoewel dit 'n goeie raad sou wees om dit dalk waarskynlik te oorweeg. Die ander ding is, omdat die rentekoerse laer is, maak die mark oop vir nuwe kopers. So jy weet, hulle sal 'n bietjie beter goedgekeur word dalk waarskynlik vir hulle. So die offers is daar, maar daar is nie noodwendig huise te koop nie. So dis waar eiendomsagente nou weer kan instap om te sê, jy weet, hulle raad in die mark en hoe hulle dit gaan aanpak ensovoorts. Maar gewoonlik as die rentekoerse afgaan, dan is daar baie ouetjies wat wil belangstel om huis te koop. So dit kan dalk 'n probleem ook veroorsaak in die eiendomsmark, maar ja, hulle sal vir jou definitief kan raad gee daaroor. En watter strategieë bly belangrik om jou koopkrag in die proses te beskerm, veral met iets soos laer inflasie ook? Ja, so laer inflasie beteken nou eintlik in algemene terme is dit nie net dat jou koopkrag verlaag of verhoog of wat ook al die ding mag wees nie, maar dis die hoeveelheid geld wil die land ook bestee of gebruik dan natuurlik. So die hoeveelheid wat hulle natuurlik uitgee. So as inflasie hoog is, beteken dit jy nou maar ons gee uit. So dit word natuurlik ook beheer met die rentekoers of die repo-koers is nou tans 7%. So as hulle dan nou die rentekoerse afbring, is daar meer geld om uit te gee. As hulle die rentekoerse opbring, dan jy weet, dan knyp mense vas aan hulle geld, want jy nou raak my skuld bietjie duur. Nou moet ek eerder my skuld betaal want my premie vir my skuld
geld raak nou bietjie meer. So as jy jou koopkrag wil beskerm in so 'n tipe tendens waar nou veral afwaarts aanwend, sal dit wees om beleggingsverspreiding ten opsigte van bateklasse goed aan te pas. So dit sal wees om met jou finansiële adviseur of te sit en te sê, okay, wat is my doelwit? My doelwit sal byvoorbeeld oor 'n 5 jaar termyn wees. Hoe bereik ek my doelwit? En wat se tipe opbrengs verlang ek daarop? En dan sal jy wees natuurlik, okay, van my fondse gaan ek byvoorbeeld in 'n kontantbateklasse, dit sal fooie natuurlik daaruit betaal word, want as daar nou byvoorbeeld 'n afwaartse neiging is, dan hoef ek nie 'n verlies te verkoop om daai fooie te betaal nie. Die tweede opsie sal natuurlik wees om in effekte te belê, want as rentekoerse afgaan, dan gaan jou effekte se opbrengs op. Dis 'n inverse effek wat hy natuurlik het. En dan kyk jy na ekwiteitbeleggingsstrukture of bateklasse. Jy kyk na alternatiewe bateklasse, privaat ekwiteit. Jy kyk na cryptocurrencies, jy kyk na goud. Jy kyk na allerlei ander dinge. So om 'n tipe van 'n balans te skep is natuurlik om jou doelwit in ag te neem, om dit af te breek, om te kyk, okay, termyn, hoeveel moet ek voorspaar en om seker te maak jy kry 'n beter opbrengs as inflasie, om seker te maak jy wen op die einde van die dag. Goed, nou met daai in gedagte, hoe kan mense hulle begroting aanpas om voordeel uit lae rentekoerse te trek? Wanneer jy kyk om jou begroting aan te pas, is dit is eintlik so, trek jou bankstaat, kyk waarop spandeer jy, kyk jou uitgawes wat jy natuurlik aangewend het, is dit nodig gewees? In ons huidige tyd waar ons nou is, dit gaan goed op hierdie stadium, maar jy weet volgende jaar, die jare na of die jaar daarop sal natuurlik nou nie so goed gaan nie. Ons kan nie nou net bekostig om, weet jy wat is okay, ek het salaris gekry, ek voel of ek ryk is, kom ek spandeer dit. So vat jou inkomste, maak seker jy betaal byvoorbeeld jou verband, jou versekering, jou medies, al daai goeders is natuurlik 'n tipe van 'n vaste uitgawe. Allerlei ander dingetjies soos 'n koffie hier, geskenk daar, dit's nou Kersfeestyd, jy weet. En allerlei ander dingetjies moet definitief bietjie fyner gesny word om seker te maak jy weet, jy raak nie spandabelrig, nie dat jy noodwendig is nie, maar as jy jou bankstate gaan kyk en die uitgawes gaan kyk, sal jy nogal sien, hoor, ek is besig om hierso iets te doen wat ek nie eintlik van bewus was nie. En bo dit ook dan nou. Dit is nie finansiële beplanning, dis maar net om vir jou oë oop te maak. Dan kyk jy natuurlik na beleggingsstrukture. Daar kyk jy na wat is jou doelwit weer eens? Wat is jou doelwit? Hoe kom ek by my doelwit uit? Hoeveel moet ek spaar? Wat is die opbrengs wat ek moet verwag om by my doelwit uit te kom? En daarbey gaan ons dan natuurlik 'n plan beraam. So moet liewer nie na daai state kyk en dit monitor nie, ek speel. Dis 'n goeie raad van my kant af nie, daarom is jy die kenner. Baie dankie. Intussen moet jy bly net waar jy is, want net hierna is dit tyd vir sport op Goeiemôre, Good Morning.